Athene, die groot kultuurstad. Ons lees Handelinge 17 vers 10 tot 18. In die donker sluip Paulus en sy geselskap so skelms uit Thessalonika. Hulle reis neem hulle na die volgende stad, Berea. Weereens gaan hulle reguit na die sinagoge, soos Paulus nou al gewoonte gemaak het. Met groot belangstelling sit die Jode en luister na Paulus. Maar hulle eet nie alles op wat hy sê sommer vir soetkoek nie. Nee, hulle gaan toets dit aan die skrif om seker te maak dat hy hulle nie probeer ooraansit nie. Die mense is ontvanklik vir die woord en baie van die Jode, sowel as Grieke, word gelowiges. Ook 'n aantal vooraanstaande vroue. Dalk moet ons net hier noem dat vroue in die Joodse tradisie nooit saam met die mans aanbid het nie. Hulle was uitgesluit uit die sinagoge. In die Grieks-Romeinse wêreld was dit egter 'n heel ander saak, en hier was vroue wel ingesluit. Sommige vroue het selfs leiersposisies in party van die sinagoges gehad. Daar was soms welgestelde vroue wat sinagoges geborg het, en in ruil daarvoor het hulle ereposisies beklee. Is daarom dat ons in gister se dagstukkie gehoor het van die vooraanstaande vroue wat in die kerk ingeskakel het en wat aangeraak was deur Paulus se prediking. Ons kan gerus gaan leer by die versigtige Jode van Berea, wat gaan oplees het in die skrifte, of Paulus die waarheid gepraat het. Ons moet ook die boodskap wat ons van die leraars kry gaan toets aan die woord. Nie alleen maak ons so seker dat hy nie iewers te dwaal nie, maar dit versterk ook ons en dit wat ons geleer het. Dit wil vir ons klink asof die bootjie glad geseil het in Berea. Maar ongelukkig was dit nie die geval nie. Natuurlik sal die duiwel mos nie gelukkig wees as die evangelie seep glad versprei nie. Gerugte oor Paulus hulle suksesse in Berea het die ore van die Jode in Thessalonika bereik. Dadelik stuur hulle 'n afvaardiging om ook daar te gaan onrus stook. In die raas word Paulus na die kus geneem, waar hy op 'n skip gesit word om hom na Athene te neem. Eintlik 'n totaal onbeplande besoek. Silas en Timotheus bly egter agter in Berea, om eers sake daar af te handel. Wanneer Paulus in Athene aankom, vra hy vir die mense wat hom hier daarheen geneem het. Ag, stuur asseblief my 2 reisgenote so gou moontlik hierheen, sodat hulle by my kan aansluit. Wanneer Paulus in Athene aanland, kom hy baie gou agter waarom almal praat van Athene as die groot kultuurstad van die wêreld. Nie alleen is dit die bloeipunt van filosofie en kuns nie, maar boonop is dit die geboorteplek van demokrasie. Die groot reuse van die filosofie, soos Sokrates en Plato, het hier gebly. Baie gou sien Paulus egter ook dat hierdie mooi dinge alreeds besig is om ten gronde te gaan. Athene is slegs 'n skaduwee van daai eertydse glorie. Baie huise staan leeg. Die bevolking het gedaal na 'n skamele 5000 inwoners. Ten spyte hiervan is daar nog steeds filosowe wat graag elke dag vir ure lank betrokke raak in allerhande ingewikkelde redenasies wat uiteindelik uitloop op net mooi niks. Wanneer Paulus die eerste dag in die straat afstap op soek na 'n sinagoge, is hy geskok tot in sy siel oor die talle afgodsbeelde wat om elke hoek en draai staan. Hy is uiters verontwaardig, want die mooi kultuurstad is letterlik vervuil van afgodsbeelde.
By die sinagoge redeneer hy saans met die Jode en die Godvreesendes, maar dit voel vir hom asof sy redenasie nêrens inslag vind nie. Dit bly bloot net by redenasies. Bedags gaan hy na die stadsplein en probeer daar gesprekke aanknoop met die verbygangers, ook sonder veel sukses. Op 'n dag kom daar egter 'n paar wysgeere verby wat met hom betrokke raak in diep gesprekke. 'n Epikreer skud sy kop meewarig as hy Paulus se verduideliking van die evangelie hoor. Sy filosofie is dat die hoofdoel van die lewe is om lewensvreugde te ervaar. Hy vermy ten alle koste dinge soos pyn, vrees en bygeloof. Volgens hierdie man bestaan daar geen God nie. Jy lewe bloot voluit vir hier en nou, en wanneer alles verby is, dan is dit verby. Klaar. 'n Stoïsyn verduidelik weer vir Paulus dat alles in die lewe gaan oor innerlike vrede en om in harmonie met die natuur te lewe. Inderdaad is daar volgens hom wel 'n goddelike voorsienigheid. Dis egter nie 'n God nie, maar eerder 'n onpersoonlike goddelike mag. Paulus is verslae. Die mense spot hom. Hy's niks anders nie as 'n saadplukker. Dis nou iemand wat dinge kwytraak wat hy self nie eers verstaan nie. Ander sê weer dat Paulus 'n boodskapper is van vreemde gode. Waar kom hy tog aan sulke verspotte gedagtes? Paulus is radeloos. Wat moet ek doen, Here? Die vraag is, hoe redeneer jy met sulke mense? Selfs Paulus was moedeloos. Die eenvoudige antwoord is dat jy nie met sulke mense kan redeneer nie. Ek het dit al probeer, en hulle het 10 argumente vir elkeen van jou. Dis nie binne my vermoë om enige iemand van Jesus te oortuig nie. Alleen die Heilige Gees kan dit doen. Beteken dit dan nou dat ek maar hande gevou moet gaan sit en niks doen nie? Nee, beslis nie. Die Here vra van ons om die eenvoudige boodskap van Jesus oor te dra. Maar dit is al. Dis vir daai persoon om self te besluit wat hy daarmee wil doen. Dis dalk net moontlik dat hy sy hart kan oopmaak om na die Heilige Gees te luister. Amen. Kom ons bid. Here, gee my asseblief die moed en wysheid om by elke moontlike geleentheid die boodskap van redding aan ander mense oor te dra. Amen.